Goeiedag en baie welkom by Dr. Douwe Tygerwil se aanlyn diens. Ons is so bly jy is ingeskakel saam met ons. Ons glo jy gaan 'n amazing diensbelewenis hê saam met ons. Voor ons aangaan wil ek vir jou die geleentheid gee om 'n finansiële bydrae te maak en ek wil vir jou lees wat staan in die woord daaroor. Ek lees vandag vir julle wat staan in Filippense 4 vers 19 en dit sê die volgende: And my God will meet all your needs according to the riches of his glory in Christ Jesus. Hierdie is 'n amazing vers en 'n amazing belofte waaraan ek en jy kan vashou as dit kom by God se voorsiening. Ek en jy weet, God sorg vir ons en hy sal nog altyd vir ons voorsien. Daarom kan ons vandag 'n bydrae maak uit dankbaarheid uit, want ek en jy weet as kinders van die Here, ons kry genoeg by die Here, maar ons kan dan ook gee want ons is geseën deur hom. Mag jy vandag gee met 'n goeie hart van blydskap en weet dat jou bydrae 'n groot verskil maak in die koninkryk. Daar's verskeie maniere hoe jy kan gee en dit verskyn nou op die skerm. Kom ons kyk saam na ons familienuus. Ons aandiens is die plek waar jy community beleef. 'n Gemeenskap wat omgee vir jou en jou aanvaar net soos wat jy is. Daar's goeie worship, goeie woord, goeie koffie en lekker kuiertyd. Ons is tans besig met 'n reeks Lovies. Kom join ons op Sondaande 17:30 hier by die kerk. Woensdag 25 Maart om 6:00 het ons heel eerste DDK Worship Wednesday. Dit is 'n aand waar daar lekker diep geworship gaan word saam met die kinders. Ons gaan hulle leer hoekom ons praise and worship en wat worship beteken. Hierdie event is vir al ons graad 2 tot 7 kinders. Registreer vandag nog jou kind om hierdie amazing aand saam met ons te beleef. Hulle kan sommer 'n maatjie of 2 ook saambring. Hierdie jaar nooi Movement manne jou uit op 'n journey. Ons gaan 6 Kingsman temas, 1 keer per maand fasiliteer. Gesprekke wat saak maak, temas wat elke man raak, temas wat help om jou te vorm, as leier, as eggenoot, as pa en as vriend. In 'n wêreld wat vinnig verander, het ons mekaar nodig. Manne wat saam staan, manne wat saam groei. Dit kos net R150 as jy vir al 6 sessies inskryf, of R30 per sessie. Ons begin Maandag 16 Maart om 7:00 by die kerk. Moenie alleen journey nie. Word deel van Movement manne. Op die 20ste Maart 6:00 die oggend gaan ons saam as manne gesels oor om hier te wees. A study of the now. Kom geniet 'n koffie, verversing en lekker geselskap saam met manne in die gemeenskap. Sien jou daar. Ons heel eerste Young Adult Social is om die draai. Dit gaan 'n quiz night wees. Die tema is movies en series. Dit is die 18de Maart 7:00 hier by die kerk. Kom en bring 'n paar vriende saam. Die persoon wat die meeste vriende of vriendinne bring, gaan 'n prys kry, sowel as die persoon wat die beste aangetrek is. Friday's good 'cause Sunday's coming. Paasfees is 'n hoogtepunt op ons kalender en hierdie jaar gaan besonders wees. Ons begin reeds Woensdag die 30ste Maart. Die kerk gaan oop wees vanaf 10:00 die oggend tot 9:00 die aand. Daar gaan verskeie stasies voorberei word waar jy kan kom tyd spandeer met die woord, nagmaal en gebed. Vrydag het ons een diens om 8:30 en die Sondag het ons 'n spesiale Paasproduksie tydens die diens om 8:30. Nooi jou vriende en familie en kom vier Paasfees saam met ons. DDK het hierdie jaar vir die eerste keer in die Kaap 'n kamp vir al ons graad 4 tot 7's. Hierdie kamp word gehou by Simonsberg Christelike Grond. Die kamp is vanaf die 30ste April tot die 2de Mei en die kostes verloop R1200 per kind. Die kinders wil hierdie geleentheid nie mis nie. Ons begin ook ons koevertjie projek waar jy 'n geldjie kan skenk vir 'n kind wat dit nie kan bekostig nie. Haal vir jou koevertjie af met die aantal wat jy graag wil gee en gooi dit in die wit posbus by die deure. Jy kan jou parkeerkaartjie betaal met die SnapScan of Zapper apps, of jy kan gebruik maak van die nuwe kaartjielose stelsel AdMed. Laai net die AdMed app af op jou foon, registreer jou voertuig se nommerplaat en kies hoe jy wil betaal. Die boom sal dan outomaties oopmaak wanneer jy in of uit wil ry, sonder dat jy 'n kaartjie hoef te neem. Vanoggend gaan ek nie die woord bedien nie. Amen.
Nou, dankie vir daai 1A. Valsag. Hoorie, Danai gaan volgende woord bedien en sy vat so verantwoordelikheid by ons aandiens. As jy nie by aandiens was, jy kom loer in, dis jonk, dis lekker. Ek geniet dit geweldig baie. So kom luister 'n bietjie aandiens en dit en sy en Thornton, waar Thornton, daar Thornton, hy vat verantwoordelikheid vir die aandiens. Hulle doen so goed. Dis eer die Here en natuurlik die worship team en almal. So as jy Sondag daar by die huis is, kom maak 'n draai. Maar Danai kom ons ons hande bymekaar. Sy's een van ons. Okay, goeiemôre. Dit is so lekker om weer die woord hierso te bring. Ons is besig met 'n fantastiese reeks, Jesus Fokus, en ons kyk spesifiek na Jesus in die boek van Korintiërs en hierdie reeks is 'n opleiding na Paasfees toe. En Rian het verlede week so 'n bietjie gesels oor Jesus as die middelpunt. Dat jy Jesus jou middelpunt moet maak. En dis daai woordjie beholding of aanskou. En dit gaan nie net oor om te kyk en te fokus op Jesus nie, maar dit gaan dan daarna toe om te verander en getransformeer te word soos hy. Ek wil begin hier vir julle 'n vraag te vra. Wie is jy? Fantasties. Baie keer as iemand vir ons die vraag vra, wie is jy, is ons eerste antwoord, ek's 'n ma, ek's 'n dogter, ek's 'n pastoor, ek's maar net 'n dokter, ek's maar net 'n juffrou. Maar is dit regtig al wie ons is? Is daar nie iets meer wat die Here wil hê ons moet ontvang nie? En vandag gaan ek bietjie gesels oor die tema van Jesus as die heiligmaker. Nou dit mag dalk groot klink, dit mag dalk ek weet nie of ek dit sal kan bereik nie. Jy het al my lewe gesien dan, hè? As jy so voel nou, byt net vas. Ek hoop aan die einde gaan jy besef dat Jesus jou al reeds heilig kom maak het. Toe God alles geskep het, het hy gesê dit is goed. Hy het die wolke geskep, hy het die see geskep, hy het die diere geskep en hy het gesê dit is goed. Maar toe kom hy by die mens, by Adam en Eva, en hy sê dit is perfek. En 'n ander vertaling sê dit is baie goed. So mense kan klaar sien dat God meer omgee oor ons as oor die diere. Hy het net 'n woordjie baie goed bygesit, maar dit maak my spesiaal. Voel ek is nie soos diere nie, ek is baie spesiaal. En Adam en Eva was perfek en onbeskaamd vir God. Hulle het so naby God geleef, dat hulle kon gehoor het as God in die tuin gestap het. Nou ek dink dit moet awesome wees. Baie van ons voel ons is ver partykeer van God af, en om net sy voetstappe te hoor, ek ken al sy voetstappe, as jy in 'n huis bly en iemand stap, dan kan jy gewoonlik weet wie is nou besig om te loop, wherever. Jy erken die mense aan hulle voetstappe. En dis so naby God aan Adam en Eva was. Maar toe kom sonde in die wêreld. En saam met sonde kom skuld, skaamte en seer. As gevolg van wat Adam en Eva gedoen het, is ons partykeer nog steeds in hierdie siklus van skuld, skaamte en seer. Ons leef steeds in 'n gebroke wêreld waar sonde 'n realiteit is. En baie keer is dit waarop ons identiteit bou. Op die skuld, skaamte en seer wat Adam en Eva beleef het, dit is wie ek is. En dit gebeur want ons verstaan nie ons identiteit nie. Ons verstaan nie hoekom God ons geroep het nie. Dan doen ek iets verkeerd en dan sit ek in die siklus weer, skuld, skaamte en seer. Ek is nie goed genoeg nie, ek kan nie na God toe gaan nie. Dan soos Adam en Eva, toe hulle gesondig het, toe het hulle weggekruip van God af. Maar God het anyway geweet waar hulle was. En dis wat baie keer met ons gebeur. Ons snap nie ons identiteit nie, dan bly ons in hierdie siklus heeltyd oor en oor en oor. En jy voel jy's niks werd nie, jy voel jy's nie goed genoeg nie, want jy verstaan nie waarvoor God jou geroep het nie. Jy verstaan nie hoe spesiaal jy in sy oë is nie. Maar, ek het baie goeie nuus, die storie stop nie hier nie. Eerstens, ons is geroep tot heilige lewe. Weereens, hierdie konsep mag dalk bietjie ver klink, dit mag dalk onbereikbaar klink, maar dit is baie meer eenvoudig as wat ons dink. En ek gaan net 'n paar verse uit Korintiërs aanhaal, wat vir julle hierdie heilige identiteit wys. So in 1 Korintiërs 1 vers 2, staan daar, ons is geroep en ons behoort aan hom.
Ons is nuut, skoon en rein, sê 1 Korintiërs 5 vers 7 tot 8. En dan 1 Korintiërs 6 vers 11 sê ons is washed, sanctified en justified. So hier is ons net 'n paar van die verse wat dui daarop dat ons heilige lewe leef. Net 'n paar. Die Bybel is vol nog baie meer. Ek wil julle regtig uitdaag om daai skrifverse te gaan kry. Want as jy op die woord kan staan, as enigiets kom, gaan jy dit in die gesig kan boks, want jy kan sê, jy kan nie naby my kom nie, want ek weet, die woord van God is bo alles, en wat sê die woord van God? Die woord sê, ek is nuut, ek is skoon, I'm washed, I'm justified, dit is jou heilige lewe. Ons is gemaak in Jesus se beeld. Ons het nou net so baie songs gesing van, you are holy. Nou as dit sy identiteit is, as dit sy beeld is, en God sê ons is in sy beeld gemaak, wat sê dit van ons? Dit sê dat ons ook holy is, dat ons ook heilig is. Dit is maklik om dit te bereik. Jy is alreeds heilig verklaar. Dit is jou nuwe identiteit. Dis waarin jy moet leef. Nie in die skuld, skaamte en seer wat Adam en Eva gedoen het nie, maar die nuwe heilige identiteit waartoe jy geroep is. Waartoe God jou geroep het. Nie ons as mense hiervoor nie. God is die een wat vir jou sê, jy is heilig. Nou dis die prentjie van heilige identiteit. Maar dan sit jy nog steeds hier ons en dan dit klink baie mooi, heilige identiteit, yes. Ek wens dit is so maklik net om dit te vat en te sê, okay, ek is nou heilig. Maar dit is partykeer nie so maklik nie. So, hoe bereik ons hierdie heilige lewe? En die antwoord lê in presies dieselfde skrifverse. Ek was so excited toe ek die raak sien, so ek hoop julle is ook excited. Presies dieselfde skrifverse verklaar ons identiteit en hoe ons hierdie heilige lewe kan ontdek. Ek gaan terug na die eerste skrifvers toe, 1 Korintiërs 1 vers 2. Aan die gemeente van God in Korinte, wat hy vir hom in Christus Jesus afgesonder en geroep het om aan hom te behoort, en verder aan almal, waar hulle ook al mag wees, wat die name aanroep van Jesus Christus, hulle Here en ons Here. Hierdie skrifvers was spesifiek het Paulus vir die Korinte geskryf, en hy het vir die kerk gesê, julle is afgesonder en julle behoort aan die Here. Julle mag toch dink, maar ek is nie in Korinte se kerk nie, maar jy is God se kerk. Daar waar jy is jy God se kerk. En hierdie skrifvers sê vir ons, deur Jesus Christus is ons as kerk afgesonder. Deur Jesus Christus behoort ons aan Jesus. Hoe bereik ons die heilige lewe? Jesus Christus. Jy is geroep en jy behoort aan hom deur Jesus Christus wat jou geroep het en wat verklaar dat jy heilig is. Die tweede skrifvers, verwyder hierdie slegte invloed onder julle uit, sodat julle weer nuut en skoon kan wees, want dit is tog wat julle in wese is. Ek wil stil staan by daai stukkie. Dit is wat julle in wese is. Wie is jy in wese? Ek is nuut en skoon. Dit is wat hierdie vers sê. So as jy hier so sit en jy sê, maar dan nee, jy verstaan nie wat ek gedoen het nie, jy verstaan nie hoe my lewe lyk nie. Ek kan nie dit wees nie. Jesus kom en hy verklaar vandag vir jou. In wese, die manier hoe jy in mekaar geweef is, die manier hoe jy gemaak is, sê jy is nuut en skoon. So hoekom sit ons nog steeds met die skuld, skaamte en seer? In wese is jy alreeds skoon en nuut. Ons moet net op 'n plek kom wat ons dit begin glo. Die Bybel is die woord bo alles. Die autoriteit oor alles. Ek het dit voorheen gesê, maar ek wil hê julle moet verstaan. Die Bybel gee vir ons identiteit, want dit is God se woord oor ons. En hier sê hy, jy is skoon en nuut in wese. Maak nie saak wat jou agtergrond is nie, maak nie saak wat jy gedoen het nie, jy is nuut en skoon. Ek gaan aan. Ook vir ons is daar immers 'n paaslam geslag, Christus. Hoe bereik ons hierdie heilige lewe van nuut en skoon wees? Deur Jesus Christus wat aan die kruis vir ons gesterf het.
So maklik soos dit. Kom ons vier dan die fees nie met die ou brood van sonde en onsedelikheid nie, maar met die nuwe brood van reinheid en waarheid. Hou op 'n gemifte ou toast breinbroodjie wil wees. En wees 'n nuwe suurdeeg vars uit die oond broodjie. As jy nie van suurdeeg hou nie, kry 'n ander broodjie in gedagte. Daar's niks wat so lekker ryk soos 'n broodjie wat vars is nie. En dit is so awesome hierdie vergelykenis. Jy moet kies. Gaan ek hierdie gemifte brood wees of gaan ek hierdie vars brood wees? En die Here sê, kies die vars brood. Hou op gaan na die toastbroodjie toe wat gemif en ek dink nou net altyd toe ons op skool was. Na vakansie is jy nou weer 'n tassie moet pak vir skool. En jy maak daai kosblikkie oop en dan sit, ek het vergeet om 'n kosblik met brood in uit te haal. Dit het al 'n hele paar keer met ons gebeur. En ek het een keer vir my sussie, na ons besig was om tas te pak en dit, en ek sien toe hierdie broodjie, en hy's nou lekker pers al. En ek gaan na my sussie toe en ek vra vir haar, wil jy 'n stukkie koek hê? En my sussie soos, ja. Ek het dit nie vir haar gegee nie. Maar eintlik wat ek wil sê is, moenie daai ou gemifte kosblik brood kies nie. Kies hierdie nuwe brood wat vir ons gegee is, daai vars broodjie. As jy die botter so opsmeer, dan smel dit so en as jy dit hap en dan, dit is net fantasties in jou mond. Almal gaan nou brood eet na hierdie. Maar kies om hierdie heilige lewe te leef, want dit is wat God vir ons gegee het. In die 3de versie, 1 Korintiërs 6 vers 11. And such was some of you, but you were washed, you were sanctified, you were justified in the name of the Lord Jesus Christ and by the Spirit of our God. Hier sê hierdie vers weer eens, ons is skoon gemaak. We are justified, we are sanctified, deur wie? Deur Jesus Christus. Die paaslam wat vir elke liewe een van ons geslag is. Hierdie heilige lewe wat ons moet leef, is alreeds bereik deur Jesus Christus en sy werk aan die kruis. Jesus as die heiligmaker, hy het op die kruis gesê, dit is volbring. Dis alreeds afgehandel. Jy hoef nie nog iets te doen nie. Jy kan die heilige lewe bereik deur Jesus Christus wat jou heiligmaker is. Dit is jou nuwe identiteit. Dit mag dalk nog steeds weer voel, maar ek dink nie ek hoor jou en ek hoor dat ek dit kan bereik deur Jesus Christus en sy werk aan die kruis. Ek verstaan dit, maar dit voel nog steeds of daar iets is of iemand wat my net moet help om dit te bereik. En die antwoord is in 2 Korintiërs 3 vers 18. Almal weerspieël die heerlikheid van die Here. Weereens, hier kom hierdie vers en hy haal eers jou identiteit aan. Wat is jou identiteit? Die heerlikheid van die Here wat op my is. Jy weerspieël dit, jy is gemaak in sy beeld. So dit wat jy is, dit reflekteer die Here se heerlikheid. Daar's nie 'n vraag daarin, is ek heilig, kan ek heilig wees nie? Die antwoord is alreeds, ja, jy is heilig, want jy weerspieël die heerlikheid van die Here. Want die sluier is van ons gesig af weggeneem. Daar is nie meer iets wat jou van God af skei nie. Jy kan hom nou face to face sien. Jy het nie nodig om na 'n hoëpriester, na 'n pastoor te gaan en vir hulle te sê, "Hoor hierso dan, ek het nou die sonde gedoen nie. Kan jy asseblief vir God vra om my te vergewe nie?" Dit werk nie so nie. Jy het alreeds free access na God toe. Die sluier is van jou gesig af gehaal. Jy kan in 'n intieme verhouding met hom wees. Jy kan hom face to face sien. Jy kan vir hom sê, "Here, ek wil net u aangesig sien." En die Here sal dit vir jou reveal. Want die sluier is afgehaal deur Jesus Christus. Ons word al hoe meer verander om soos die Here te lyk. Met 'n heerlikheid wat steeds toeneem na mate die Here. Dit is die Gees dit aan ons gee. Een vers sê in die Engelse vertaling, we are transformed from glory to glory. Deur die Gees wat dit binne ons doen. Ek wil aansluit by Rian se preek van verlede week. Jesus is ons middelpunt. Ek sien vir Jesus raak. Ek fokus op hom, ek kyk vir hom,
maar dan word ek getransform deur die Heilige Gees. Ek word verander om soos Jesus te lyk. Weereens, Jesus is alreeds heilig verklaar, Jesus is heilig, en as ek transformeer om meer soos hy te lyk, from glory to glory, dan word ek meer holy elke liewe dag. Ek wil nie hê jy moet hierso sit vandag en dink, ek sê dis okay, as jy nog steeds aanhou met sonde nie. My identiteit sê mos ek's heilig, so ek kan maar aangaan wat ek doen. Dis glad nie waar dit gaan nie. As jy Jesus behold en verander soos hy, is jou fokus op Jesus. Jou identiteit is Jesus. Dit is nie die sonde nie. En as jy iets verkeerd doen, kom die persoon wie ons help, die Heilige Gees, en hy sê vir jou dan, jy is besig om nonsens aan te jaag. En dis hoe jy getransformeer word om 'n heilige lewe te hê. My fokus is op Jesus. Ek behold Jesus en ek verander soos hy. Nie op dit als wat ek verkeerd gedoen het nie, want as ek gaan fokus op dit wat ek verkeerd gedoen het, gaan ek in daai siklus bly van skuld, skaamte en seer my hele lewe lank. Ek was nie op baie great plek in my lewe gewees nie, en ek sit en spandeer 'n bietjie tyd met die Here, en die Here sê die volgende woorde vir my: I protected you when you didn't want to protect yourself. En die oomblik toe hy dit vir my sê, toe besef ek dan, nee, kom in lyn. Die Here sê vir my dan, nee, daar waar jy die minste omgee oor hoe jou lewe gaan lyk, ek sal jou gaan hol daar, en ek sal jou beskerm, al wil jy jouself nie beskerm nie. Dit is sy liefde vir elkeen van ons. Dit is die gedagte wat jou kan transformeer om hierdie heilige lewe te hê. Sy werk aan die kruis is al reeds vir ons so groot prentjie, so groot evidence van wat hy bereid is om vir ons te doen. Maar ons kies steeds om in die siklus van skuld, skaamte en seer te leef. Want is makliker as om getransformeer te word in 'n heilige lewe. So kies vandag dat God jou lewe transformeer. Kies vandag om jou identiteit op hom te bou, om jou heilige identiteit wat jy al reeds het op hom te bou. Daar's 2 siklusse waarvan Alan Platt baie praat. Die eerste een is guilt, shame and pain, nou dis skuld, skaamte en seer in Engels, dit sê net lekkerder in Engels. Versus grace, righteousness en wholeness. Jy het 'n keuse, in watse siklus gaan ek leef? Gaan ek hier kies om heeltyd skuldig te voel? Of gaan ek kies om die onverdiende genade van Jesus te ontvang wat hy vir my wil gee? Gaan ek kies om vas te hou aan al die goed wat my skuldig maak voel, aan die shame? Of gaan ek sy regverdigheid kies? Gaan ek kies om vas te hou aan die pyn? Of gaan ek kies om in heelheid te leef? Jy kan in daai volmaakte heelheid leef, want hy het jou daartoe geroep. Dis al reeds bereik deur Jesus Christus. En die Heilige Gees kom in en hy help ons om hierdie heilige lewe te bereik. Dit is nie ver nie, dis hier by ons. Daar's niks wat jy gedoen het wat jou kan skei van die Here se liefde nie. Hy bly langs jou en hy bly deel van jou lewe. En hy hardloop agter jou aan, net om jou hart te wen. Want hy's gracious, hy's gentle. En hy wil hê almal moet sy kinders wees, word. Dit is jou nuwe identiteit. Jy het 'n heilige identiteit. Daar's 'n uittreksel uit Not Do But Done, is Alan Platt se boek, wat ek net vir julle wil lees. Ek gaan net hierso 'n bietjie verder. You were conceived and born in sin. You were once a sinner. Through the cross, however, a divine exchange took place between you and God. You exchanged your guilt for grace. You exchanged shame for righteousness. You exchanged past hurts for wholeness. The old you is dead, stone dead. You died with Christ on the cross, but you were spiritually raised with Christ, and now a completely new creation.
Die werk aan die kruis, jy is verander alreeds, die exchange het alreeds plaasgevind. Past hurts define jou nie meer nie. Die mense wie jou seer gemaak het, define jou nie meer nie. Die onvergifnis waarmee jy nog sit, dit define jou nie. Ek love daai gedeelte, you are stone dead. Die ou jy is nie nog net 'n bietjie dead nie, dit is stone dead, dit is doder as dood. Ek weet, daar bestaan nie so iets nie, maar stone dead. En jy was saam met Jesus Christus, toe hy opgestaan het, die 3de dag, is jy saam met hom opgestaan. Het jy saam met hom opgestaan? En jy leef nou in hierdie nuwe, heilige identiteit. Ek kan dit nie bereik nie, jy kan dit bereik, dit is al reeds bereik, die werk is al reeds gedoen deur Jesus. Moenie probeer uit jou eie uit om hierdie heilige lewe te leef nie. Jy het dit al reeds bereik deur Jesus Christus, maar jy moet toelaat die Heilige Gees in kan kom en jou kan transformeer van dag na dag na dag. Laat toe dat hy met jou praat, laat toe dat hy jou challenge. Dit is nie lekker nie, dit is nie gemaklik nie. Maar die oomblik as jy dit doen, die vryheid wat jy beleef, dit is iets, dit maak my so excited, dit is daai, ek wil net hê julle moet dit verstaan, soos, daai cuteness aggression, soos, come on, daai vryheid wat jy kan beleef, as jy jou hele heilige identiteit op hom bou, julle, dit is crazy. Ek hoef nie meer vas te hou aan dit wat ek in die verlede gedoen het nie, en al word ek remind aan wat ek in my verlede gedoen het, dit is nie wie ek is nie, want Jesus het my alreeds skoon en nuut verklaar. Soos wat ek die keuse moes gemaak het om te sê, Here, ek wil nie meer in hierdie ou siklus van shame, guilt en pyn wees nie. Daar wil ek nie omgegee oor my eie lewe, oor waar ek eendag gaan opeindig nie. Kies ek nou in hierdie oomblik om te sê, Here, ek wil die heilige lewe leef. En al die goed wat saam met dit kom, daai vryheid, daai joy, wanneer dit die moeilikste moet gaan, is iets wat jy nie vir iemand kan vertel nie. Dis iets wat binne jou beleef, vreugde wat binne jou wakker word, wat jy kan dit nie help om vir almal te vertel wat die Here in jou lewe gedoen het nie. En dit is hoe ons becoming love ook. Dit word 'n realiteit binne jou, en as jy jou heilige identiteit verstaan, dis die oomblik wat jy ander mense kan help om hulle heilige identiteit te verstaan. Juis alreeds dit. Maar die keuse is joune. Wil jy leef soos Adam en Eva in hierdie guilt, shame en pyn siklus? Of kies jy om in hierdie nuwe identiteit, hierdie nuwe heilige identiteit te leef, wat al reeds bereik is deur Jesus Christus, met die Gees wat jou kom help om jou te transformeer om meer soos hy te wees. Ek het hierdie vraag hierso opgesit, want ons kan elke week hierso staan en praat oor identiteit. Ons kan die hele jaar verder praat oor identiteit. Maar as jy nie self die keuse gaan maak om hierdie heilige identiteit te vat nie, gaan jy week na week na week hierso sit en presies dieselfde voel. Jy het nodig om 'n keuse self te maak, om daai gift wat God vir jou gegee het, te vat en te sê, Here, vat my shame, guilt en pyn. Ek kies nou grace, righteousness en wholeness. Dit is my nuwe identiteit. Jesus is ons heiligmaker en deur hom is ons skoon gewas, ons is heilig verklaar en ons is nuut gemaak. As dit alles wat jy vandag huis toe vat, staan met dit, en as jy iets verkeerd doen, kyk vir jouself in die spieël en sê vir jou, ek is skoon gewas, ek is nuut verklaar en ek is nuut gemaak. Ek is heilig, dis jou identiteit, en jy sê vir jouself tot jy dit glo. As jy skuldig voel oor iets, dan sê hardop, ek gaan nie skuldig voel hieroor nie, want ek weet dit is al reeds afgehandel. Iets wat jy in jou verlede gedoen het, as die vyand kom en hy remind jou van jou verlede, dan sê vir hom, ek het nie tyd vir jou nie. Wat is my nuwe identiteit? Jesus aan die kruis, kyk daarso, kyk vir hom, moenie na my toe kom nie. My nuwe identiteit sê, ek's heilig, so wat ek gedoen het, dit definieer my nie meer nie. Soos wat hierdie volgende liedjie gaan speel,
wil ek hê ons moet in 'n ministry moment ingaan. Hierso voor is, hier's 4 punte, 1, 2, 3, 4 met Smarties, dit is nie daar om te eet nie, ongelukkig. Maar as jy vandag hierso sit en jy voel, jy's vasgevang in hierdie shame, guilt en pyn. Daar's iets wat jy in jou verlede gedoen het, wat jy net nie verby kan kom nie. Wil ek hê, jy moet een Smartie vat, en dit represent daai een ding waaraan jy vashou. En dan gooi jy dit in die water. En weet julle wat gaan gebeur met die Smartie, hoe langer hy in die water is? Hy gaan weer wit word. En dis ons identiteit. Ons is skoon gewas. Hierdie kleur kom van ons af. Die vuil kleur van die wêreld kom van ons af en ons is wit, witter as wit verklaar. Dit is jou identiteit. So almal kan julle oë sluit. Dankie Here dat ons kan weet ons nuwe identiteit is op U gebou. Ons is al reeds heilig verklaar. Dit is wat ons identiteit is. Die shame, guilt en pyn siklus hou ons nie meer vas nie, Here, maar ons leef nou in heelheid met die grace en righteousness. Here, ek vra as iemand vandag hier so sit wat hulle self nie kan vergewe vir wat hulle gedoen het nie, wat nog steeds skuldig voel, wat nog steeds skaam voel oor wat hulle gedoen het, mag hier daai kettinge vandag afbreek in die naam van Jesus Christus. Soos wat hulle daai Smartie vat en in die water gooi, mag hulle voel hoe daai burden van hulle skouers afkom, want dit is nie meer my identiteit nie. My identiteit sê ek is heilig, ek is nuut, ek is skoon gemaak, I'm justified, I'm sanctified in the Lord Jesus Christ. Dankie Jesus vir die voltooide werk aan die kruis. Dankie dat ons hierdie guilt, shame en pyn vir U kan gee en exchange dit vir grace, righteousness en wholeness. Dankie dat U ons nooit leeg los nie, maar U kom en U tap ons vol van die liefde, vol van die genade wat ons nie verdien nie. So, dankie vir dit. Amen. Is the name above all names. Is the one who's worthy of all praise. His name is Jesus. He's the King of endless days. He's the one who died so love could make a way. His name is Jesus. Oh, His name is Jesus. At the center of it all is Jesus Christ. I will serve Him through it all. With all my might, I will give Him all the glory. I'll forever bless the name of Jesus Christ.
He's taken every part of my story and turned it all around for His glory. He's shaping all my heart towards Him at the center of it all. He's taken every part of my story